Welkom vanaand hier, dis baie lekker om julle almal vanaand hier te hê. Ons het dit nou nie gedoen nie, gewoonlik gee ons geskenkpakkies uit vir die mense wat die eerste keer is. Maar kyk, is daar vanaand nuwe mense wat nog nooit hier was by hierdie gemeente nie? Steek net op die hande, ek wil net sien. Okay, daar's 'n hand. As jy weer kom, moet jy weer jou hand opsteek want dan gee ons vir jou chocolate, okay? Is daar nog iemand wat eerste keer vanaand hier is? Ek wil net sien. Okay, so ek is bly. Wat 'n wonderlike voorreg om julle vanaand te sien op 'n donderdag aand. En weet julle, Hemelvaart is vir my baie spesiaal, maar nie net vir my nie, vir ons almal. Dit is vir jou spesiaal. Dis hoekom jy hier is. Ek weet nie of jy weet nie, maar Boer & Butcher het 'n special op hulle hamburgers 2 vir 1 en jy's hierso. Jy's hierso want die Here is vir jou belangrik. Amen. Amen. Maar kom ek sê vir julle, hoekom is Hemelvaart belangrik of spesiaal vir ons gemeente? Want ons Palm Grove storie het begin op Hemelvaart. 13 Mei 2021. Onthou jy ken nie? Het ons eerste diens hier. Wie was daai donderdag aand hier? Wow, ons het baie return customers, né? En julle as jy mooi kyk, gaan julle sien almal het maskertjies op. Dit was die vreemdste ding om die Here te loof en te prys in maskertjies. Jy weet, dit is soos prys die Heer met blye. Onthou julle daai daai, hoe vreemd was dit, né? En kyk hoe ver die Here ons gebring en kyk net as jy daar kyk, as jy foto's sien van hoe dit gelyk het tot nou toe, het die Here nie vir ons ver gebring nie. Weet julle, elke Hemelvaart is vir my eintlik spesiaal. Ek onthou Karina, jou eerste besoek by die kerk was ook by 'n Hemelvaart. So ek weet nie wie daai man is nie, maar ek het nou baie hoë verwagting aan jou, hoor. Ek gaan jou dophou. Dis nou jy nie nuwe besoekers moet behandel nie. Hoorie, maar baie welkom. Ek is bly julle is almal vanaand hier. Ek dink vanaand is daar 'n vers in my hart, Psalm 34 vers 9. Kom en ondervind en sien self dat die Here goed is. Ag, my gebed is so dat jy vanaand weer net 'n ontmoeting met die Here sal hê en dat jy self sal smaak en dat jy self sal ondervind dat die Here ook goed is in jou lewe. Ons herdenk vanaand, ons vier vanaand Hemelvaart en eintlik as jy mooi dink daaroor, ek het 'n bietjie gaan oplees, baie vroeg het die kerk al Hemelvaart begin vier. Ek dink nog is 'n redelike nuwe fenomeen, maar dit is al redelik vroeg. Ek praat soos 200 na Christus het die kerk is al opgeteken. Dit beteken nie dan eers begin nie, maar al opgeteken dat die kerk bymekaar gekom het om Hemelvaart te herdenk op een of ander manier. En vanaand 'n groot deel van vanaand is ons kom vier net weer ons oorwinning wat ons in Christus het, want jou oorwinning in Christus staan vas. En ons het geleenthede soos hierdie nodig om te onthou dat ek en jy lewe nie op ons eie nie. Ons is nie eilande nie. Dat die Here het vir ons krag kom gee om te lewe. En dit is wat 1 Korintiërs 15 vers 57 ook sê. Paulus sê, hy sê ons dank God dat hy ons die oorwinning gee deur die Here Jesus Christus. En net vir jou langs aan, jy het oorwinning in die Here Jesus. Nou, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Ek weet nie waarmee jy sukkel nie. Ek weet nie wat's hierdie hekkie wat jy nog nie oorgekom het nie, maar ek wil hê jy moet jou bors uitstoot, jou skouers agtertoe trek en sê my oorwinning is nie in myself nie, dis in Jesus. Kan iemand amen sê daar? So dis deel wat ons vanaand herdenk en soos altyd, is julle reg vir my om dit is my Bybel te doen? Kan julle my help met dit is my Bybel? Kom ons staan, want ons soek altyd ons antwoorde in die woord. Kom ek sê vir julle net dit, nê? Hoe meer tyd ek in die woord van die Here spandeer, hoe liewer word ek vir die woord van die Here. Wie van julle kan amen sê daar? Hoe meer tyd ek in die woord van die Here spandeer, hoe liewer raak het, hoe meer sien ek dit, hoe werk dit in my lewe. En elke keer as ek tyd spandeer in die woord van die Here, dan sê ek, maar Here, die woord is waar. Dis u woord. So kom ons bely dit saam. Steek jou Bybel lekker hoog in die lug en sê lekker hard saam met my. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem. Ons gaan 'n paar verse lees, die Hemelvaartverse, in Handelinge 1 vanaf vers 3 tot 11. Ek het 'n paar deeltjies uitgelaat want ek wil kom by die Hemelvaart gedeelte en ons lees daar. So, ek moet eers vir almal aanlyn sê, baie welkom. Heerlik om op 'n donderdag aand in jou huis te wees. En as jy vanaand kyk, ek weet dalk kyk van julle later, maar wanneer jy ook al kyk, as jy ooit in die omtrek is, kom sê vir ons hallo, kom besoek ons. Hierdie is regtig 'n nice klomp mense, hoor. Maar jy sal self moet kom kyk. Ons is in Handelinge 1 vers 3 tot 11. Na sy dood, dis die dood van ons Here Jesus, het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon
dat hy lewe is. Met ander woorde, daar was geen twyfel in die vroeë kerk dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het nie. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn, dis aan die disippels, en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom langer nie kon sien nie. Terwyl hy weggegaan het, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Nou, dit is ons teksgedeelte vir vanoggend, vir vanaand, en ek wil 'n bietjie met julle praat hieroor. Ons een keer 'n jaar fokus ons hierop. Een keer 'n jaar kom ons op 'n donderdag aand bymekaar en ons herdenk en ons vier ons oorwinning wat vas staan in die Here Jesus omdat hy opgevaar het hemel toe. En ek dink meeste van ons kan half en half dink, maar ja, ek kan dink Jesus se kruisdood, ek kan dink Jesus se geboorte, maar wat beteken dit eintlik? Wat beteken dit eintlik vir ons vanaand dat hy opgevaar het hemel toe? En dis waar ek vanaand met jou wil praat. En daar's 4 verskillende maniere hoe Jesus se hemelvaart vanaand 'n impak het en 'n beduidende effek het op ons lewens. En ek wil vinnig met jou deurhardloop daarmee. So as jy notas wil maak, as jy welkom, anders kan jy net so sit en luister. Hier gaan ons. Die eerste beduidende effek wat die hemelvaart op ons lewens het, is dat dit bevestig vir ons Jesus se heerlikheid. Dit bevestig vir ons Jesus se heerlikheid. Ons lees in Lukas 24 vers 26, moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie. Nou, Jesus het 'n klomp dinge oor homself gesê. Jesus het baie dinge oor homself gesê. Ons praat nie net wat van Jesus gesê is nie, maar wat het hy van homself gesê? Ek wil julle net wys, wat het Jesus oor homself gesê? In Johannes 6 vers 35 het hy gesê, ek is die lewende brood, ek is die lewende water, wie van my die brood eet wat ek vir hom gee, en wie van die water drink wat ek vir hom gee, sal in ewigheid nooit weer honger hê en dors hê nie. Nou natuurlik, dit praat van ons geestelike honger. Wie van julle sit hierso en sê, maar ek het dit gesmaak in my eie lewe, dat ek beleef vervulling in Christus, omdat ek in hom is. Wie kan dit sê? Amen? Amen? Ok, is daar 'n paar van julle, die res, ons kan nog met julle werk. Dis nie al nie, dis nie al wat ek gesê het nie. Hy het gesê, ek is die lig. Met ander woorde, wanneer ek in die lig is, saam met die Here, dan is ek nie in die donker nie. Ek kan die waarheid uitken. Ek kan in die waarheid wandel, en ek kan die pad stap saam met die Here Jesus. Jesus het gesê, ek is die deur. Hoor julle, elke keer is daar 'n ritme. Ek is die deur. Die deur waarna toe? Wel na God se ewigheid toe. En hy sê dit op 'n ander manier ook. Hy sê ek is die goeie herder. Met ander woorde, ek weet hoe om na my skape om te kyk. En as jy my kind is, as jy aan my behoort, dan gaan ek vir jou uitkyk. Ek gaan vir jou omgee. Jesus het gesê ek is die seun van God. Hy het gesê, ek is die opstanding. Ek wil net vir julle sê wat staan in Johannes 11 vers 25, want jy kan nou onder die versoeking wees, om te dink, Jesus sê, ek is die opstanding bedoelend, hy gaan opstaan. Dis nie wat hy vers sê nie. Net die vorige vers sê hy, in die vers sê hy, ek is die opstanding en die lewe, die wat gesterf het, die wat in my glo en gesterf het, sal opstaan. Hulle sal lewe, al het hulle gesterwe. Daai opstanding, ek is die opstanding, sê die Here Jesus eintlik, jy sal opstaan as jy in my glo. Die dood sal nie jou siel kan vashou nie. Sê 'n bietjie prys die Here toe. Dis wat die Here Jesus sê. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die enigste weg na die Vader toe. Nou hoor julle, ek kan 'n klomp goed vir julle sê. Ek kan vir julle 'n klomp goed sê van wie ek is. Maar dit beteken nie noodwendig is die waarheid nie. En die vraag is,
Is dit die waarheid wat Jesus gesê het? Is dit die waarheid wat Jesus gesê het? Kom ek op die hoogtepunt. Die hoogtepunt vir my is in Johannes 4 vers 26, waar Jesus met die Samaritaanse vrou sit en sy vra, is u die Messias? En Jesus sê hierdie woorde, dit is ek. Ek is die Messias. Wie het nog gesê, ek is? God het in Eksodus 3 vers 14 uit die brandende bos vir Moses gesê, ek is wat ek is. Weet julle wat doen Jesus? Jesus die hele tyd die evangelie van Johannes sê hy, ek is, ek is, ek is. Weet julle wat doen Jesus? Hy stel hom gelyk met God. Dis hoekom hulle hom gekruisig het, omdat hy dit gedoen het. Die vraag is hy wie hy gesê het hy is? En dit is waar ons hierby kom. As Jesus nie was wie hy gesê het hy is nie, sou die Vader hom nie opgevat het in heerlikheid nie. Dis nie iets, hoorie, jy kan 'n baie mooi lewe leef, en jy kan hier kom staan en geen sonde gedoen het nie, en baie mooi stories oor jouself het, jy gaan net hier bly. Jy gaan net hier bly, jy gaan hier staan, en as jy gesê het, jy gaan opvaar, gaan almal vir jou lag, want jy gaan nêrens heen nie. Okay, Jesus is God. En daarom vat God die Vader hom op in heerlikheid. Is dit nie mooi nie? So dit is vir ons belangrik. Dit is vir ons belangrik om te weet, Jesus se hemelvaart bevestig vir jou en vir my, Jesus is wie hy gesê het hy is. Hoor, hier is belangrik. Jou verlosser is regtig die verlosser. Jy glo dit nie net omdat hy dit gesê het nie, jy glo dit omdat God die Vader dit bevestig het en hy het hom opgetel in sy heerlikheid en wow, dit moes 'n oomblik gewees het. Dink julle dit moes 'n oomblik gewees het nie? En ons weet dit want daar was ooggetuies en hulle het dit neergeskryf. Nou hoe moet ek en jy vanaand hierop reageer? Wel die eerste ding is ek moet die Here Jesus loof. Dis wat ons nou gedoen het saam met Kenneth. Kenneth is altyd heerlik. Ons moet die Here Jesus loof, ons moet hom prys en ons moet hom aanbid. En hoorie, dis waar ek en jy moet begin. Dis waar ons krag werklik is op ons knieë met 'n hart vol lofliedere. Amen. Okay, so dis die eerste effek wat dit het op ons lewe. Ons weet Jesus is wie hy gesê die Vader het hom opgevat in heerlikheid. Die tweede belangrike ding wat ons vir mekaar sê met hemelvaart is ons weet Jesus is nou op sy regmatige plek. Waar is hy? Hy sit aan die regterhand van die Vader. Hebreërs 1 vers 3 sê, en hierdie verse gaan oor Jesus, uit hom straal die heerlikheid. Nou ons het nou klaar daaroor gepraat, né? Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van God. So met ander woorde, hy is God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nou ek wil hê ons het nou gekyk na heerlikheid, ons gaan nou kyk na sy magswoord. Nadat hy die reiniging van sonde bewerk het aan die kruis, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. So hier's die ding wat ek en jy nou moet besef is, Jesus sit, soos ek en jy nou praat, nou dis 'n geestelike stelling om te sê, Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Ek wil nou nie hê ek en jy moet nou dink die hele tyd, Jesus sit die hele tyd daarso en hy sit nou stil en hy wag vir iets om te gebeur nie. Dis soos Josef, wat by Potifar was, wat Josef se ring gedra het. Josef het al die uitvoerende mag gehad van Potifar. En hier kry ons dieselfde beeld van Jesus wat aan die regterhand van sy Vader sit, wat beteken, Jesus het nie net die heerlikheid nie, maar hy het ook die mag. En dis waarna ek en jy net vir 'n oomblik moet kyk. Hierdie plek is 'n plek van 'n posisie van mag en autoriteit. En ek en jy ken Jesus, ons ken Jesus, en ek gaan nou daaroor praat. Matteus 28 vers 18 sê Jesus dit, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Filippense 2 vers 9 tot 11, daarom het God hom ook die hoogste eer, daar's die heerlikheid verhef, en hom die naam gegee bo alle name, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. Nou ek weet nie of jy jou knie al gebuig het vir enigiemand nie, maar ons is mos belangrik, ons buig nie die knie nie. En weet julle wat's wonderlik? Is daardie dag as Jesus terugkom, ons gaan nou praat oor die wederkoms, gaan elke knie buig en elke tong gaan bely. Maak nie saak hoe groot vyand jy was van die kruis nie, maak nie saak hoe groot sondaar jy was nie, maak nie saak hoe jy nie geglo het in die Here Jesus nie, maak nie saak hoe ver jy van die Here is nie, jou knie gaan buig en jy gaan met jou mond bely, hy is werklik die Here. En dit kan iemand doen net as hy werklik gesag is. Was jy al in iemand se teenwoordigheid wat autoriteit het? En jy weet dit, was jy al in iemand se, jy kan net hoor, die hele persoon is imposerend, en uit die staanspoor, wanneer jy by iemand is, weet jy, jy's nou by iemand. Jy's nou by iemand.
weet soos in 'n generaal, 'n weermaggeneraal se teenwoordigheid of in 'n polisieman, veral wanneer jy opgemors het, 'n verkeersbeampte, daar's min mense met soveel mag soos 'n verkeersbeampte. As hy daai wit handskoentjie uithaal, jy beter stop boetie, anders slaap jy vanaand in die tronk. En so ons ken dit. Ons het nog nie Jesus beleef nie. Ek en jy het nog nie Jesus se mag en autoriteit beleef nie. Elke knie sou buig, elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Nou, ek en jy kan oor Kersfees kan ons 'n beeld hê van Jesus, van 'n babietjie. Dis te pragtig. Dis te pragtig. Kyk hierdie babietjie hier in 'n krib. Hier's 'n klomp diere. Hier's 'n skapie en ons het die kinders hier voor en ons vier dit is Kersfees. Dis wonderlik. Baie mense het 'n prentjie van Jesus dat hy net 'n babietjie is. Baie mense het 'n prentjie van hierdie beperkte Jesus wat iewers op 'n berg staan of sit of in Petrus se skytjie besig om die mense te leer. En dis 'n mooi, daar's niks fout daarmee nie, maar Jesus was mens daar baie beperk. Party van ons steek vas by hierdie ene, ons het 'n beeld van Jesus Christus wat aan die kruis hang, hulpeloos, besig om te sterf in sy laaste minute. Vriende, as dit die beelde is wat ek en jy het van Jesus, dan het ons 'n arm beeld van die Here Jesus. Nou dis nie nou tyd om advertensiebreek te vat nie, maar kom ek gee dit in elk geval vir julle. Die laaste kwartaal doen ons 'n reeks met die naam Wie's die regte Jesus? En ek wil vir julle oopbreek hoe Jesus nou lyk in sy heerlikheid en hoe hy nou lyk in sy autoriteit en jy moet dit nie mis nie. So ek weet nie, as jy beplan het om na 'n ander plek toe te trek, jy gaan nou moet uithou tot die einde van die jaar toe. OK, maak net 'n nota. Kom ek sê vir jou, wie is Jesus? In Openbaring 1 vers 8 sê Jesus van homself, nadat die Vader hom opgevat het in die hemel, sê hy, ek is die Alfa, die Omega, die eerste en die laaste, die een wat was en die een wat kom. Ek is die Almagtige. Weet julle hoe wonderlike ding is? Daar's net een wat almagtig is en dit is? Dis God. Jesus is God. Ek weet julle sit hier by my sê, maar it goes without saying. Maar net nou die dag was 'n mens, 'n man in ons eie gemeente wat na my toe kom en hy sê, maar Jesus kan nie God wees nie. En hy het my so omkant gevang. En ek ken al die antwoorde, maar vir 'n oomblik staan ek stom, ek kon hom nie antwoord nie. Ek het so sleg gevoel. En toe ek weer mooi gaan kyk, net om dit vas te maak, hoe Thomas sê, Here, U is my God. En Jesus help hom nie reg nie. Die disippels help hom nie reg nie, want dit is die absolute reine waarheid. Jesus is almagtig. Jesus is die verlosser. En dit mag wees dat jy hier sit en jy's diep vasgevang in jou sonde. Dan roep ek vanaand, ek roep jou op tot bekering. Ek roep jou om weg te draai van jou sonde, dit voor die Here te laat staan en die Here Jesus aan te gryp, want hy wil vanaand ook jou verlosser wees. Jesus is ook 'n regter. Hier is dalk die minder bekende beeld van die Here Jesus, maar hy's ook 'n regter. Hy gaan oordeel. Paulus sê dit in 2 Timoteus 4 vers 1 en sê, hy is ons verlosser en hy gaan terugkom en hy gaan regverdig oordeel. En hier is 'n belangrike ding dat ek en jy moet weet, of ek gaan hom daai dag ontmoet as my regter of my verlosser. En daai besluit moet ek hier neem op die aarde. Nou hoe reageer ek daarop dat Jesus met mag en met autoriteit heers? Ek moet in absolute oorgawe leef. Weet jy, dis een ding wat ons gesien het, na Jesus opgevaar het hemel toe. Toe die Heilige Gees uitgestort het, waarby ons nou gaan kom is, dit het 'n dramatiese effek gehad op die disippels, dit het 'n dramatiese effek op Jerusalem gehad, dit het 'n dramatiese effek op die hele Judea gehad, dit het die hele wêreld vir ewig kom verander. En hier sit ons vandag. Wat daai dag daar gebeur het 'n impak vandag nog, 2000 jaar later. Daar's nie nog 'n insident wat so groot invloed gehad het nie. Hier's ek en jy herdenk dit. Ons moet absoluut oorgee. Dan bring ons by die derde een. Met Jesus se hemelvaart breek daar ook 'n nuwe hoofstuk aan. Die laaste hoofstuk, en dis die hoofstuk van die Heilige Gees. Ons lees in Johannes 14 vers 16 dat Jesus sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Nou daar's baie verse oor die Heilige Gees. Ons gaan nou daarby kom, maar Jesus het 'n belofte gemaak van die Heilige Gees en hy sê vir hulle, bly in Jerusalem tot julle die gawe van die Gees ontvang. Daar is hy. Handelinge 2 vers 17. So sal dit wees in watter dae? En watter dae? So sal dit wees in die laaste dae, sê God, ek sal my Gees op
alle mense uit. Nou hierdie is 'n belangrike vers, want in die Ou Testament het die Here sy gees uitgestort op die profete, op die rigters, soms op die konings, soms het hy dit gegee vir mense om sekere bekwaamheid aan te leer, maar dit was nie vir almal bedoel nie. Die deur is nou oop vir almal van ons. Almal wat nou die Here Jesus aanneem, ontvang die Heilige Gees. Wie van julle sit vanoggend hier en sê, maar ek is werklik 'n kind van die Here? Steek 'n bietjie op die hand. Steek op 'n bietjie aan. Okay, ek wil net sien. Dit lyk mooi. Jy het die Heilige Gees binne in jou. Sê 'n bietjie amen toe. Jy het die Heilige Gees binne in jou. Ons is deel van die laaste hoofstuk. Dis die laaste dae. Toe die Heilige Gees uitgestort is. Nou, hoorie, as dit toe al die laaste dae is, dan is ons nou in die laaste van die laaste dae. En wat ons doen, maak saak. Daarom moet ons seker maak, ons verstaan die krag en ons verstaan die werking van die Heilige Gees. Handelinge 1:8 sê Jesus vir sy disippels, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. In 2 Timoteus 2:7 sê Paulus, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie timmerig en lafhartig nie, maar dit vul ons met krag en met liefde en met selfbeheersing. Wat wil die Heilige Gees in jou lewe kom doen? Kom ek sê vir jou. En eintlik gaan ons nou op die volgende week daarop fokus. Die Heilige Gees wil 'n paar dinge in jou lewe kom regkry. Hy wil jou kom heilig. Hy wil alles in jou lewe wat nie lyk soos die Here Jesus nie moet uit. Hoorie, kom soos wat jy is. Maar jy kan nie bly soos wat jy is nie. Stem julle saam? Kom soos wat jy is. Is jy vol sonde? Jy's welkom by die kruis. Is al goed skeef in jou lewe? Jy's welkom. Is al goed stikkend in jou lewe? Maar maggies, ons lewe kan nie so bly nie. Die prys wat die Here Jesus aan die kruis betaal het, was heeltemal te duur, dat ek en jy voortploeter in ons sonde. Amen? Amen. So daarom moet ek voor die Here kan staan en sê, hey, die Heilige Gees roep my tot heiligheid. Ek moet hierdie stikkende lewe moet ek agterlaat. Ek kan nie aangaan met my sonde en sê ek is lief vir die Here nie. Julle moet amen sê daar. Ek kan nie. So wat die Heilige Gees wil doen, hy wil my heilig. Hy wil my ook lei en leer. Nou, ek gaan al hierdie verse in die week hanteer. Ek gaan dit nie nou hanteer nie. Hy wil my kom bekragtig. Hy wil my kom krag gee om sy werk te doen. Hoor jy, die laaste ding wat 'n Christen nie kan doen nie, is om lamsakkig te wees nie. Nou, daar's 'n paar redes hoekom Christene nie krag het nie. Daar's 'n paar redes. Eerstens, want dit gaan net oor hulle self. Dit gaan net oor hulle self. Ek wil hierdie lewe die beste maak vir myself en ek gaan kyk hoeveel kan ek dit kry. Vir wat? Wat sê die gesegde? In 'n ratreis at die end, I'm still a rat. Al het jy al die speelgoed wanneer jy doodgaan, wat dan? Spreuke sê dit so mooi. Hy sê, Prediker sê, ek het 'n verskriklike ding gesien. 'n Man wat sy hele lewe alles bymekaar maak, net om dood te gaan om dit vir iemand anders te gee. Ek wil nie so lewe leef nie. Ek wil in die Heilige Gees, wil ek toelaat dat my lewe deel maak van die groter prentjie van die koninkryk van God. Wie wil so lewe leef? Wie wil met die krag van die Here leef? Maar ouens, dan moet ek Kobai sê vir my ou lewe, ek moet die sondige mens kruisig en afreken daarmee, finish en klaar. Ek kan nie daar gaan nie. Ek kan nie daar bly nie. Dis hoekom ons baie keer kragteloos is. Ons gaan aan. Die Heilige Gees wil my kom herinner aan wat in die woord staan. Hy wil my kom herinner. Hy wil my kom toerus met gawes om sy werk te doen. Nou oké, hoe reageer ek hierop? Daar's 3 basiese maniere hoe ek op reageer. Ek moet sensitief wees vir die Gees. Jy sit vanoggend hier en die Heilige Gees is reeds besig om in jou lewe te werk. Jy weet dit. Jy herken hom. Jy herken sy stem. Wees sensitief. Vra die Here, Here, wat sê U vir my? Bly in die woord. Maak seker jy verslind die woord van die Here. Want die Heilige Gees gaan die woord in jou lewe gebruik om dit te verander. Wees sensitief. Natuurlik, wees ook gehoorsaam. As jy weet wat jy moet doen, doen dit. Moenie skroom om dit te doen nie, doen dit. En dan werk saam. Kyk waar die Gees van die Here besig is en prop jou in daar en werk saam. Baie keer dan wil ek hê, Here sien wat ek besig is om te doen, maar die Here is nie in dit nie. Ek moet saam met die Here gaan werk. Ek moet kyk waar werk hy. Okay, dit bring ons by die laaste ene. Met Jesus se hemelvaart sien ons uit na die wederkoms. Ons kyk uit vir die wederkoms. Hebreërs 11, Handelinge 1 vers 11 lees ons Galileërs, dis nou hierdie manne met die wit klere. Ek is seker hulle is engele, ons lees nie dat dit engele is nie, dis manne met wit klere, okay? Hier staan hierdie manne skielik met die wit klere, niemand sê iets vir hulle nie, hulle staan net skielik daar en hulle praat, Jesus het nou net opgevaar hemel toe, en hulle staan en kyk vir die hemel, en hierdie wit manne met die wit klere sê, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. So, ons het 'n verwagting
van iets wat moet aanbreek. Ons het 'n verwagting van iets. Dis nog nie klaar nie. Dis nog nie klaar nie. Die hoofstuk wat nou, ons is in die laaste hoofstuk, maar dit is nog nie afgehandel nie. Wanneer die trompet blaas en die wolke skeur oop en ons sien die Here Jesus op die wolke terugkom, dan weet ons, hierdie hoofstuk is nou klaar. Dis nog nie klaar nie. Dit beteken daar's werk om te doen. Dis presies wat hierdie manne met die wit klere vir die disippels sê. Sê Galileërs, wat maak julle? Wat maak julle? Julle staan net en kyk. Julle moet aan die werk kom. Julle kan nie net hier rond staan nie. Daar's werk. Daar's werk. Dis eintlik wat hy vir hulle sê. Julle kan nie net hier, Jesus gaan terugkom, maar julle het nou 'n taak om te doen. En vriende, almal van ons wat hier sit het 'n beperkte tyd. Nou, ons verwag die Here Jesus moet enige tyd terugkom. Ek dink 2000 jaar is 'n lang tyd, maar hier is die realiteit. Die dood kan ons ook omhaal. En Spreuke praat, ek dink Prediker of Spreuke praat van iemand wat vroegtydig doodgaan. Iemand wat die dood gesoek het deur sy verkeerde lewe en die dood tegemoet gaan. En ek wil dit hier inbring om vir jou te vra en vir my te vra, waar belê jy tans jou lewe? Waar is jy besig om die grootste deel van jou bronne, jou energie, jou tyd, jou gesondheid in te sit? Het dit ewigheidswaarde? Want ons het net beperkte tyd. Dan kom die finale oordeel. En dan wat ek en jy gemaak het met hierdie tyd, gaan bepaal of ons getrou was. En ek en jy het 'n groot taak. Dis ons beurt. Dit was die disippels se beurt. Hulle het goeie werk gedoen. Amen. Hulle het goeie werk gedoen, anders was ons nie hier nie. Maar hulle lewe nie meer nie. Wie se beurt is dit nou? Ja, julle oortuig my nie. Wie se beurt is dit nou? Glo jy dit? Jy beter dit glo, want dit is ons beurt. En die probleem is, ek en jy kyk na hierdie taak en dink, wow, dis heeltemal te groot, né? Ken jy, julle kan regkry om op te kom. Dis heeltemal te groot, sê my julle saam. Ek kan dit nie doen nie, maar daar is 'n manier en al wat jy moet doen is fokus op die een wat jy kan bereik. Jy gaan dalk nie almal kan bereik nie, maar jy gaan een kan bereik. Jy gaan dalk nie almal kan bereik nie, maar jy kan dalk iemand bereik. En weet julle wat het ek gesien in hierdie gemeente, hier, die jy, sê vir die ou gou langs en hy praat nou met jou. Ek het dit gesien. Weet julle wat, sien julle al hierdie mense hier om julle? Sien julle al hierdie mense? Kyk net gou weer met 'n volstruisnek en kyk gou vir almal. Sien julle? Elke jaar is ons meer mense. Ek weet nie hoe dit werk nie. Want dis nie ek nie. Dis julle. Iewers nooi julle vriende, iewers praat julle met mense. En ek wil dit nou nie vra nie, want niemand wil dit nou herken nie. Maar ek weet, baie van julle was vir maande, vir jare, kerklos en kerkloos. Dis nie omdat jy nie die Here gesoek het nie. Iets het net gebeur en jy het uitgeval. Nee? Iets het gebeur, dalk het jy seer gekry in die kerk. Dalk het iemand iets vir jou gesê in die kerk, en julle, dit kan net sowel hier gebeur. Al gebeur het, ek is nog steeds lief vir jou, hoor. Maar iemand het eendag vir jou gesê, hey, ek dink ek het 'n kerk waarvan jy sal hou. Onthou jy dit? Wel, iemand moes almal van julle genooi het. Want daar was 'n tyd wat nie 'n kerk was nie. Okay, so dit het gebeur met almal. Maar onthou jy wie dit was? En jy het gekom, hier sit jy. Net een persoon, dit het net een persoon gevat. Wil jy nie daardie persoon wees? Want as almal van ons iemand bereik en almal van ons bereik iemand wat iemand bereik het, dan maak ons dalk 'n verskil in ons gemeenskap. En dan gebruik die Here ons. Kan julle amen sê daar? Nou, hoe moet ons hierop reageer? Sien, hierdie is 'n to be continued boodskap. Want 8 Junie is Pinksterdag. En Kenneth, dankie dat jy Sondag preek. Ek preek dan Pinkster. Ek onderbreek die reeks want ek wil met julle praat oor die Heilige Gees. En ek wil julle mooi vra, volgende week gaan ek elke dag 1 kort video oplaai van 1 vers oor die Heilige Gees. Nou weet julle waar was die disippels vir daai 10 dae gewees? Hulle het elke dag in die bovertrek, by iemand se bovertrek naby die tempel bymekaar gekom en wat het hulle gedoen? Hulle het elke dag saam gebid. En ek wil jou mooi vra, as jy daai video sien, maak tyd om dit te kyk en van daai vers en maak dit 'n gebedstyd. Al is dit net 5 minute, sal jy dit doen?
Sal jy dit doen? Ek vra jou mooi. Kom ons wees 'n gemeente wat saam bid vir die volgende dienaar. Sal jy dit doen? Kom ons bid saam. Vader, dankie Vader dat U seun so liefhet. Maar Vader, al het U U seun so lief dat U hom teruggeneem het in die hemel en hom ten volle herstel het in sy heerlikheid. Here, het U ons so lief gehad dat U hierdie geliefde seun in ons plek vir ons sondes laat sterf het. Here, sodat ons nie hoef voort te ploeter in ons verlorendheid en in ons sonde en in ons gebrokenheid nie. Maar Here, ek kom vra vanaand, Here, dat U weet, wie sit van ons wat nog glad nie eens 'n oorgawe gemaak het nie, wat nog nie eens afgesien het van ons ou lewe nie en nog in ons sondigheid voortlewe. Ek kom pleit by U, Here, dat U daardie trekwerk deur die Heilige Gees sal doen. Maar Here, ek weet ook, hier sit 'n paar van ons wat al 'n oorgawe gemaak het en nog steeds in die gebrokenheid voortlewe. Kom, gee vir ons oorwinning vanaand. Kom, gee vir ons oorwinning, Here, oor ons ou lewe. Dat ons oë op die Here Jesus kan vestig. Kom, seën vir ons. Ons vra dit mooi en ons bid dit in Jesus naam. Die kinders van die Here sê